Ek wil vanmôre met u praat oor die tema getrou tot die einde. Getrou tot die einde. Ons leef in 'n tyd waar baie dinge net tydelik geword het. Dit is asof waardestelsels maklik geword het om te vat en te los. Dit is asof verhoudinge maklik verbreek word. Beloftes maklik vergeet word. En mense gee dikwels moed op wanneer die pad moeilik raak. Maar weet jy, die een element wat in die koninkryk vir God baie kosbaar is, baie belangrik is getrouheid. Ek weet nie wie van u pastoor Pierre Leroux geken nie. 'n baie spesiale ou dienskneg van die Here. Hy het altyd gesê vir die jong pastoor as hy so by mekaar gekry het, toe hy voorsitter was daar in die Wes-Transvaal jare terug, toe hy vir die jong pastoor gesê, julle moenie 'n preek soek as jy Bybel lees nie. Hy sê die Here sal vir jou, die preek sal jou soek. Ja, terwyl ek maandag aanbid, ek sê Here, ek moet Sondag môre die woord bedien. Wat 'n woord het u vir my om te bring na die gemeente toe? Wat is vir u belangrik in hierdie? En ek weet jy, Dinsdag môre toe ek wakker skrik ek wakker, en die Heilige Gees sê baie duidelik vir my, so helder, so duidelik, getrouheid. Amen. My is so wonderlik hoe die woord jou soek, wat hy wil hê die gemeente moet hoor. En ek gaan nou 'n stelling maak, wat ek weet, baie dalk nie sal verstaan nie, totdat u diep ingekyk het in die woord. Jy weet, ons het baie dinge wat met ons gebeur in die week, en baie goed wat vir ons belangrik is. Maar die belangrikste ding wat met jou kan gebeur in die week, is wanneer die kinders van die Here by mekaar kom, om van die Here te hoor. Jy kan van die Here in jou binnekamer hoor, ons het pragtige sosiale media, jy kan van die Here daar hoor, maar daar is iets spesiaal in 'n samekoms soos hierdie. Daar is iets spesiaal wanneer die Here 'n spesiale woord gee vir die kerk. En ek sê altyd, die belangrikste ding wat gebeur in die hoogtepunt vir my in die week, is wat sê die Here vir my in die gemeente. Ek is alleen, ek kan met my alleen praat, maar ten opsigte van my as deel van die kinders van die Here, wat sê hy vir my? En ek dink persoonlik, dis die belangrikste uur in ons week, is wanneer ons saamkom as gemeente, om te sê, wat sê die Here vir ons? En vanmôre wil hy vir ons sê oor getrouheid iets. En ek neem u na die woord van die Here in 1 Korintiërs 4, vers 1 en 2. 1 Korintiërs 4, vers 1 en 2, hy sê, so moet ons dan beskou word as dienaars. Hy praat met die gemeente. En jy weet, baie ons sê, ek is nie geroep nie, ek is nie die pastoor nie, ek is nie dit nie, maar hy sê, ons is almal dienaars. Hy sê, so moet ons dan beskou word as dienaars van Christus. En wat? En bedienaars van die verborgenhede van God. Jy is iemand wat, dit moet openbaar in 'n gebroke en 'n stikkende wêreld daar buite. As bedienaars van die verborgenhede van God, sy genade, sy liefde, sy omgee vir mense. En verder, nou hierdie is belangrik, en verder word van die bedienaars, dis een ding, vereis. Dit word vereis, dit word gestel, dit word as standaard vir ons gestel, dat hulle getrou bevind moet word. Getrouheid is vir die Here so belangrik. In hierdie tyd waar beloftes so maklik gebreek word, dan dink ek aan die belofte wat ouers aflê by die toewyding van 'n kind. Ons sal die kind opvoed in die vrese van die Here. Belofte wat afgelê word in jou huwelik, die dag as jy gaan trou, maar die dag wanneer ek iemand doop, dan vra ek vir hulle, jou belofte, aanvaar jy die woord van die Here as die oppergesag? Beloof jy om getrou te wees, en al die wonderlike beloftes by die bekering en die doop en al daardie wonderlike dinge, beloftes wat vir God belangrik is, dat ons daarin getrou sal wees. Dis daarom belangrik, wanneer ons eendag voor hom sal staan, sal hy nie eers vra hoeveel het ons bereik nie.
Hoeveel mense het ons geken, of hoe suksesvol ons was nie. Die vraag sal wees, was jy getrou? God soek nie volmaaktheid nie. God soek harte wat aan hom bly vashou. Ons is stikkende mense, ons stel soms teleur. Ons is familie van die Here, 'n gemeente van die Here, en jy weet in families gebeur daar soms iets, en ek kan in my teleurgesteld wees, of iemand kan iets seermaak in die kerk, en dit is so belangrik dat ons moet verstaan, hierdie is tydelik, maar is ek getrou in die konteks van die werk van die Here, en dit is so belangrik. God is die bron van alle getrouheid. Voordat ons oor getrouheid praat, moet ons eers kyk na God se getrouheid. In die boek Klaagliedere, wanneer Jeremia deur 'n groot stryd kom met die volk, en die volk in ballingskap gaan, en groot ellende die volk getref het. Maak Jeremia hierdie verklaring in Klaagliedere 3, en ek lees vir die boodskapvertaling uit, vers 21 tot 23. Maar daar is een ding wat my weer hoop laat kry. Een ding wat my weer hoop laat kry. Die Here hou nooit op om vir ons om te gee nie. Ten spyte van ons swakheid, ten spyte van ons tekorte, ten spyte van ons beperkings, ten spyte van die foute wat ons maak, die Here hou nooit op om vir ons om te gee nie. Hy praat hier met 'n volk wat in ballingskap gaan. Hy praat hier in 'n tyd van groot smart, en dan sê hy vir hulle, daar's een ding wat my weer hoop laat kry. Die Here hou nooit op om vir ons om te gee nie. Hy bly getrou. Sy liefde het ons gespaar. Hy het gekeer dat ons heeltemal uitgewis is. 'n Mens kan altyd op U vertrou, sê hy. Elke oggend is U maar weer daar. Wow. Elke oggend is die Here weer daar. Maak nie saak wat het gister gebeur. Baie mense raak so verdwaal in hulle gisters, en al die teleurstellings en al die spanninge. Maar weet, is my so treffend, toe ek nou kyk na wat die storm skade gebring het daar, en die tente wat so plat geruk is, en die enorme skade wat gebring is, dan dink ek, maar daar was versekering. En die versekering help met die herstel. Is dit nie waar? As jou kar nou ongeluk is, en jy het versekering, dan help die versekering met die herstel. En hier is die versekering, wat die kinders van die Here mee wakker word. 'n Mens kan altyd op U vertrou. Elke oggend is U maar weer daar. Ons versekering is ten spyte van wat in die lewe gebeur. Die versekering is, die Here is weer daar. Die troue liefde, sê een vertaling, die troue liefde van die Here het nie opgehou nie. God is getrou. En dan in 2 Timoteus 2 vers 13 in die boodskapvertaling sê, in 2 Timoteus 2 vers 13, as ons hom egter in die steek laat, en nie so getrou is soos ons moet wees nie, sal hy ons so waar nooit in die steek laat nie, want dit is net nie hoe hy is nie. Die een vertaling sê, al is ons ontrou, hy bly getrou. Ek lees dit weer vir u. As ons hom egter in die steek laat, en hoe gebeur dit nie baie nie, ons stel maar teleur, ne? En nie so getrou is soos ons moet wees nie. Dis wie ons is. Ons is gebroken, ons is nie altyd getrou of op standaard wat ons moet wees nie. So sal hy ons so waar nooit in die steek laat nie. Want dit is nie net soos hy is nie. Want dit is net nie soos hy is nie. Hy bly getrou, al is ons ontrou. Die son kan kom elke oggend op, want God is getrou. Die seisoene verander, omdat God getrou is. Iemand sê nou die dag vir my, is baie koud, nee. Ek sê, is dit nie wonderlik nie?
Ek sê, maar wonderlik, hoe kan die koue wonderlik? Ek sê, dink dan, dis die seisoen vir narkies en lemoene. Wauw, God het seisoene gemaak vir 'n rede. Dit is so wonderlik. Omdat hy getrou is, sy belofte staan vas. Omdat hy getrou is. Ons redding rus nie op ons getrouheid nie, maar op sy getrouheid. Jy is nie vandag kind van die Here, môre nie kind van die Here, dan is jy weer kind van die Here. Nee. Ons redding is nie op ons getrouheid gebaseer nie, maar op sy getrouheid. Hy is elke môre daar. As jy wakker word, is die Here daar. As ons ontrou is, hy bly getrou. In Deuteronomium 7, wanneer die volk toe uitgaan in die woestyn en hulle word weggevoer, hulle gaan nou na die beloofde land toe daar, in die boodskap vertaal in Deuteronomium 7 vers 9 praat die Here. Hy sê, onthou altyd dat die Here jou God is. Hy is getrou. Wie hom liefhet, sal altyd die Here se verbondsliefde ervaar. As jy die Here liefhet, hy het hom verbind om jou lief te hê. Dis wat die woord sê. Ek lees dit vir. Onthou altyd dat die Here jou God is. Hy is getrou. Wie hom liefhet, sal altyd die Here se verbondsliefde ervaar. Hy sal tot in die verste geslag, tot vandag, vir die mense bly omgee wat in hom getrou is. Wow. Tot in die verste geslag. As jy getrou is, en jy leer jou kinders om getrou te wees, jy leer jou kleinkinders om getrou te wees, sal hy tot in die verste geslag jou liefhet. Ek hoor baie mense praat van familievloeke en daai nonsens. Maar weet jy, die oomblik as jy die Here aanneem, dan is alle goed van die familie verbreek en al die ander goed. Dan is die Here getrou. As jy hom liefhet, het hy hom verbind. Hy het hom verbind om jou lief te hê. Toe die volk uitgaan uit slaverny, hulle is op pad Israel. Toe ek lees dit weer, sit op weer vir ons op. Onthou altyd dat die Here jou God is. Hy is getrou. Jy mag nie daaraan twyfel nie. Wie hom liefhet, sal altyd die Here se verbondsliefde ervaar. God kan nie lieg nie. Daarom het hy hom verbind tot liefde. Hy sal tot in die verste geslag vir die mense bly omgee wat aan hom getrou is. As jy getrou is aan die Here, kan jy vir jou kinders en kleinkinders bly bid en sê, Here, hou hulle vas, want ek is die kind. As jy afdwaal, kan jy bid, want jy kan sê, Here, ek is getrou, en die beloof, jy sal getrou wees, tot in die verste geslag. Besef dat die Here jou God is, die getroue God, wat sy verbond en sy troue liefde in stand hou, sê die ander vertaling. Ons getrouheid dis nie die beginpunt nie. Ons getrouheid is 'n antwoord op God se getrouheid. Ons getrouheid is 'n antwoord op God se getrouheid. Getrouheid, en nou maak ek 'n stelling wat ek baie moes oordink het en moes aan vashou. Maar ek wil die stelling maak en dan wil ek het verduidelik. Getrouheid is liefde wat aangehou het. Ek wil hê met mooi hoor. Baie dinge begin met liefde. As jy iemand sien, dan raak jy verlief en jy het lief. Dit begin by liefde. Maar dan kom daar baie goed in die lewe wat daai liefde wil steel, wat daai liefde wil wegvat, wat daai verhouding wil verbreek. Maar getrouheid is wanneer jy besluit dat ten spyte van wat gebeur rondom my liefde sal aanhou. Getrouheid is liefde wat aangehou het. Ons dink soms aan getrouheid as blote plig of verantwoordelikheid. Maar Bybelse getrouheid is baie meer. Getrouheid is liefde wat aangehou het. Ek wil dit weer sê. Liefde begin baie
by liefde begin baie dinge. Getrouheid hou daarmee vol. Ek wil dit weer sê. Getrouheid is liefde wat aangehou het. Liefde begin baie dinge. Maar getrouheid is sê ek gaan aanhou met hierdie liefde. Getrouheid bly wanneer gevoelens wissel. Jy voel nie altyd dieselfde nie. Ek weet, ek as kind, en as 'n klein seentjie was baie lief vir my ma en pa. En as 'n tiener, ja, ek sal nie daaroor baie praat nie. Julle was almal tieners op 'n stadium gewees, julle weet. Maar dit het nie hulle liefde vir my laat verander nie. Al het my gemoed gewissel. Al het ek partymal gedink, my pa se dissipline is nou te kwaai of sy as hy net nie so wil preek nie. Wanneer hy die voorbeeld, sy pa moet nie vir my preek nie, ek weet dit. Dan sê maar, later ontdek jy, maar jou pa was reg, jou ma was reg. Getrouheid bly wanneer gevoelens wissel. En as ek vandag kyk, dan weet ek was altyd lief vir hulle. Ten spyte van die wisseling van my gemoedstoestand. Jou gemoed gaan wissel, jy gaan kwaad word vir hulle. Maar getrouheid sê vir jou, jy kan nie ophou lief hê nie. Want jy sit met God se verbondsliefde. Getrouheid bly wanneer omstandighede verander. Omstandighede in lewens verander net so. Jy kry 'n oproep en alles verander. My vrou het altyd gesê, een oproep ontwrig ons hele lewe. Ek sit op 'n Sondagmiddag of iets en dan kom daar 'n oproep deur, dan is daar 'n broer wat my bel. En as die pastoor Bruiser, dan sê ek ja. Dan sê ek is broer so en so en so, die visievoorsitter van so en so gemeente. En die kerkraad het vergadering gehou en ons het gebid en ons het besluit om jou te beroep. Jy weet net daai oproep. Vader, jy weet so. Net daai een oproep verander alles. En dan moet jy die Here gaan soek en dan sê ek vir my vrou, ja, ek het 'n oproep gehad vandag. En dan gebeur dit, dan bid ons. En dan verander alles, en daar's 'n afskeid, en daar's 'n verwelkoming. Alles het verander, die kinders se skole verander, alles verander. Maar een ding wat gebly het, is getrouheid aan die Here. Is getrouheid van die Here aan ons. Dat as jy in sy wil beweeg, al wissel die omstandighede, hy bly getrou om jou vas te hou en deur te dra en by jou te staan in watter omstandighede. Getrouheid bly wanneer die pad vir jou soms moeilik raak. Dan sê Here, ten spyte van hoe moeilik het raak. Jy weet partymal wat vir my hartseer is dat mense so maklik as iemand hulle seer gemaak het, die kerk in die algemeen, veral as dit 'n broer suster in die kerk was, die kerk in die algemeen beskuldig en dan gesit hulle stil. Dan vra ek, hoekom sit jy nou stil? Waar was jy? En sê, nee, maar daai iemand in die kerk het my seer gemaak. As jy gaan net evalueer. Ek praat gister met iemand, ek sê, die persoon vertel vir my van hoe sy die Here gedien het, en ek sê, hoe gaan dit nou? She said, no, I was hurt by the church. She said, but when I prayed, I realized it wasn't the church. It was me that must get my life in order. In line with the word of God. It's not the church, it's me. En ek was so bly toe ek met die persoon kon deel. Getrouheid bly wanneer die pad moeilik raak. Dis hoe God ons lief het. Hy het nie opgehou lief hê toe Israel afgedwaal het nie. Hy het nie opgehou lief hê toe Petrus hom verloor het nie. Ek weet Petrus verloor hom nou en hoe sal ons voel as iemand sê ek ken hom nie, en dan sal 'n vloek. Ek weet nie, Petrus was nie gewoond om te vloek nie, maar dan vloek hy sommer, hy sê ek ken hom nie, ek weet nie van wie julle praat nie. Net so 'n paar dae later, dan is die liefde van die Here wat op vashou op Pinksterdag, en die Here se liefde drang deur, God se getrouheid drang deur. As Petrus weer 'n slag by die Here was, dan preek hy 3000 kom tot die Here. Wauw, hoe moet dit wees om met een uitnodiging 3000 te kry? Wat 'n doopdiens, dan sê van, hoor die rivier is hier onder ons, gaan sommer doop vandag.
en dan 3000 van hulle. Dit was awesome geweest. 3000. Die Here het nie Petrus gesê, wag gou jou eerste slag bykom nie. Nee, die Here was altyd getrou aan Petrus, al was hy ontrou. En dan, wat ek diep dankbaar voor is, die Here het nie opgehou om getrou te wees in ons liefde toe ons geval het. Jy was nie altyd so oulik nie. Jy het op bekering gekom, het jou hart en lewe vir die Here gegee, en dan na versoekings gekom, en dan het jy so 'n bietjie toegegee. Jy sal nou met iemand praat oor geduld en om ruimte te maak vir mense, en dan net nou ry jy dom, alles in Pretoria. Daar is een van hierdie taxis. Ja, en dan besef jy, ag Here, help vir my. Help vir my om geduld te hê en liefde te hê en te verstaan, iemand is net op pad werk toe en is haastig om mense op te lei en net ruimte te maak en vir hulle te seën en te bid. En jou handsyne word dan seëninge in plaas van ander goeders. Julle weet wat. Maar getrouheid is dat ten spyte van dit, en God ons bly lief hê. Toe ons hom gefaal en teleurgestel het. Sy liefde het aangehou, dit is getrouheid. Getrouheid is liefde wat aanhou. Getrouheid word in klein dingetjies gevorm. In Lukas 16 praat Jesus oor mense wat talente kry en die een wat baie gekry het en minder gekry het en min gekry het. Ek ken die verhaal en dan sê hy in Lukas 16, ek gelees vir uit die Nuwe Lewende Vertaling, Lukas 16 vers 10. As julle in klein sake getrou is, sal julle ook in groot sake getrou wees. As julle selfs 'n klein bietjie oneerlik is, sal jy nie eerlik wees met groot verantwoordelikhede nie. God toets soms ons getrouheid met klein dingetjies. En kyk of ons kan vertrou. Baie jong mense, ek het baie assistente opgelei in die bediening. En sê hulle vir my, maar ons wil graag dit en dit, ons wil graag so daai ou mense sê, jy ken nie daai ou se binnekamer. Jy ken nie die pad wat hy met die Here loop nie. Jy moet jou eie pad loop. Dan sal die Here jou sê, daai goeders en daai salwing wat daar kom nie van self nie. Dit kom in die klein dingetjies. Die Here moet eers kyk of jy bereid sal wees. En dan sê ek vir hulle, jy moet bereid wees by pastoor, toe ek vir hom gesê die dag, ek is geroep om vir die Here te werk, en sê, okay, Saterdag aand na die jeugdiens, dan wil ek jy moet die kerk skoonmaak. Ek sê, nee, maar ek wil gaan preek. Hy sê, ek wil jy moet die kerk skoonmaak. En ek het nou die visser, wat ook gesê het, hy is geroep, moes Saterdag aand na die jeugdiens, dan maak ons kerk skoon. Want ons moes eers leer om getrou te wees in klein dingetjies. Daarom is dit vir my nie verkeerd om vroegoggend te kom en stoele nog reg te skuif of papiere op te tel by die kerk nie. Want die Here kyk of jy getrou kan wees in klein dingetjies sodat hy jou met groot dinge kan vertrou. Dis vir my so belangrik. Wie die kleinste dinge getrou is ook in groot dinge getrou, sê die woord. Ons wag dikwels vir groot geleenthede, maar God kyk na die klein dingetjies. Ek wil hê dit hoor vanmôre. Jy wag vir groot dinge, maar God kyk na klein dingetjies. Wat is die gebed? Die gebed wat niemand hoor nie. Wanneer bid jy is wonderlik om hier te bid, en dis 'n voorreg om die gemeente te lei in gebed. As ek jou vra om te bid, dan as die salwing van die Here op jou ter wille van die gemeente, maar hoe lyk jou binnekamer gebed? Is jy daar getrou? Getrouheid om hier die Bybel te lees is wonderlik, maar hoe lyk jou tyd spandeer met die woord van die Here in jou binnekamer? Getrouheid is wonderlik as ek hier saamkom en ons hart mekaar, ons is vriendelik met mekaar. Hoe gaan dit nie goed, dankie, en ons almal spaar. Maar is ons vriendelik wanneer dit moeilik is? Die klein dingetjies, wanneer ons iemand besoek wat in nood is, iemand besoek wat 'n probleem het, en daai stille gehoorsaamheid. God kyk na die klein dingetjies. Dawid was getrou, nie toe hy koning geword het nie, hy was getrou toe die Here met hom gepraat het daar agter die skape.
het hy sy psalms geskryf en het hy God geloof en daardeur hom krag gegee om die leeu's in sy lewe te oorwin en die beer te vernietig. En daar waar jy alleen loop, is daar waar die Here jou groot oorwinnings gee. Omdat jy getrou is in jou binnekamer, gee God vir jou die groot oorwinnings sodat jy getuienis in die openbaar kan hê. God vertrou groot dinge toe aan mense wat getrou is in die klein dingetjies. Jy moet mooi hoor wat ek sê. Jy wil groot dinge vir die Here doen en dit is wonderlik die dinge wat jy begeer om te doen, maar God wil kyk as jy getrou in die klein dingetjies eerste. Getrouheid word bewys wanneer die dinge moeilik raak om ons. Dit is maklik om getrou te wees as alles goed gaan. Ware getrouheid word getoets in moeilike tye. Josef was getrou in die tronk, sê die Bybel. Daniël was getrou toe hy 'n bandeling in Babel was en toe die leeukuil vir hom gewag het. Rut was getrou want die God wat sy aangeneem het daar in 'n ver land te dien, toe sy vir haar skoonmoeder sê, ek gaan waar u gaan, u God is my God. En dat sy die Here God wat sy gevind het as heidenvrou dien met alle opregtheid, was sy getrou toe sy haar man, haar skoonpa, haar swaar en alles verloor het. En sy as 'n weduwee na 'n onbekende land toe gegaan het. En sy wat alles gehad het daar in 'n vreemde land, moes gaan koringare optel op iemand anders in 'n land wat hulle gelos het en met die oes geval het. Was Rut getrou en God eendag getrou het, dat sy een van die moeders voorgeslag van Jesus was. Getrouheid word groot as jy getrou is op klein dingetjies. Paulus was getrou in die gevangenskap, in die tronk sien ek as hom geslaan het en 'n kettinge toegemaak het en hy en Barnabas die tronk was, dan begin hulle vannag middernag begin hulle loflied sing. Hulle kla nie teenoor mekaar en sê wat gebeur nou nie. Hoekom laat die Here hierdie dinge toe nie? Nee, hulle sê die skrif sê ter loflied daar die tronk gesing. As hulle sing, dan is God getrou, die kettingste laat afval. Jesus was getrou in die gevangenskap tot aan die kruis. Getrouheid sê, ek dien God nie net vir wat hy vir my kan doen nie. Ek dien God omdat hy God is. Ware getrouheid hou aan wanneer die emosies weg is. Ware getrouheid hou aan wanneer die antwoord op ons gebed bietjie wegbly. Ware getrouheid hou aan wanneer die pad so bietjie styl geword het. Dis nie altyd maklik. Die lewe het soms eise wat hy stel. En ek weet ons mense is bietjie bekommerd, so bietjie, as hulle so in die spieël kyk, en hulle sien daar kom so 'n wit haartjie, dis die ander uit. En vandag het hulle ons allerhande shampoos om dit weg te steek. Maar selfs, maak nie saak wat jy wil wegsteek nie. Dis alright as jy die woorde doen, is daar's nie fout nie, maar op 'n dag dan besef jy, die grysheid kan nie weggesteek word nie. Dis die waarheid, die jare het aangestap. En ek kan nie glo, my vrou sê my op man, jy moet aanvaar, jy's 'n ou oomie. Want my kop is ek dan nog 30. Maar as ek so 'n bietjie vinniger wil loop of bietjie wil nie, dan voel ek, iets hou my vas. Getrouheid wat moet aanhou ten spyte van omstandighede wat moeilik vir jou geword het. Hoekom het ek dit doen? As ek dan sê, maar hoe kan ek getrou wees te midde van hierdie? Dan leer die Heilige Gees, ons leef in die tyd waar ons die Heilige Gees uitstorting herdenk. Wanneer die karakter van God in ons gevorm word, dan sê die vrug van die Gees is liefde en al die wonderlike dinge. En dan een van die eienskappe van die vrug van die Gees, wat hy in ons werk, is om getrou te wees. Baie maal kan ons nie in onsself en ons eie besluite getrou bly nie. Het ons nodig dat die Heilige Gees daardie karakter trek in ons stimuleer, in ons ontwikkel. Daarom is dit so belangrik dat my binnekamer die plek sal wees waar die Heilige Gees werk, sodat in my buitekamer daar buite die mense my getrouheid kan ervaar. Dit beteken getrouheid is nie net blote menslike wilskrag nie. Dit is 'n aandoening van goddelike ontwikkeling binne my menswees.
Hoe nader ons aan Christus leef, hoe meer word sy karakter in ons sigbaar. Die Gees help ons om aan te hou glo. Die Heilige Gees help ons om aan te hou bid. Onthou wat ek vir gesê het, getrouheid is liefde wat volhou. Die Heilige Gees help ons om aan te hou glo, om aan te hou bid, om aan te hou dien, om aan te hou lief te hê, om aan te hou volhard. Soms as jy moeg geword het, en jy wil sê, ek kan nie meer nie, dan help die Heilige Gees ons om getrou te bly. Getrouheid is nie iets wat ons vervaardig nie. Is iets wat die Heilige Gees in ons laat groei, waar ons persoonlikheid te swak geword het. Dink so 'n bietjie aan 'n vuurtoring, broeder en suster. Hier waar hy langs die see bly, en daar's rotse dan, bou hulle 'n vuurtoring daar. Nou, 'n vuurtoring maak nie baie geras nie. Hy probeer nie aandag trek nie. Hy hardloop nie rond en probeer skepe red nie. Hy staan eenvoudig waar hy geplaas is. Nag na nag, storm na storm, is hy daar, jaar na jaar is hy daar. My vrou sê altyd vir ons kinders, ons kleinkinders, blom waar jy geplant is. Blom waar jy geplant is. Die Here plaas jou in plekke, en jy weet nie hoeveel mense hou jou dop nie. Jy weet nie hoeveel mense put krag uit jou getrouheid nie. Die binnekant voel dat jy sê, Here, ek is swak, ek kan nie aan nie. Maar wanneer mense sien hoe jy volhard, dan skep hulle moed om ook te volhard en aan te gaan. En omdat hy getrou is, omdat jou vuurtoring getrou is, word skepe op hulle koers gehou. So werk ons getrouheid dan ook. Baie keer is dit nie opvallend nie. Dit ontvang nie altyd applaus nie. Jou getrouheid ontvang nie altyd applaus nie. Maar dit maak 'n verskil wat verder strek as wat ons ooit sal besef. God roep ons om soos daardie vuurtoring te wees, standvastig, betroubaar en getrou. Die beloning van getrouheid in die gelykenis van die talente sê hy in Matteus 25 vers 21. Sy Heer sê vir ons wanneer die diensknegt te kom, mooi so goeie en getroue diensknegt, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel, gaan in die vreugde van jou Heer. Mooi so goeie en getroue diensknegt. Let op, hy sê nie, mooi so suksesvolle diensknegt nie. Hy sê mooi so goeie en getroue diensknegt. God meet nie soos die wêreld meet nie, broeder en suster. Die wêreld het klomp goed wat sê, daai is suksesvol. Weet jy wanneer is jy vir God suksesvol? Wanneer hy vind jy is getrou in enige omstandigheid. Wanneer jy stabiel bly. Die wêreld bewonder sukses, maar God waardeer getrouheid. Daarom sê in Openbaring 2, wanneer hy aan die gemeente skryf, aan die 7 briewe van die gemeente, dan praat hy met een van die gemeentes in Openbaring 2 vers 10, die B-gedeelte van hy teks sê, wees getrou tot die dood, toe sê vir die gemeente, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Wanneer jy voor God staan, en jy het gesterf, getrouheid en jy staan voor die troon, jy het uit hierdie ou tentwoning uitgewoon, dan sal die Here vir jou sê, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Oor min was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel, en die Here sê, hy sal jou die kroon van die lewe gee. God vra vandag, hoe getrou is jy in jou huwelik, in jou gesin, in jou gebedslewe, in jou bediening, in jou werk, in moeilike omstandighede. Getrouheid beteken nie dat ons nooit sukkel nie. Dit beteken dat ons elke keer weer opstaan en aanhou wandel met God. Noag was getrou in die moeilikste omstandighede. Josef was getrou in die tronk en elke omstandighede. Daniel in ballingskap en al daardie wonderlike dinge. Eendag sal die geloof stryd verby wees. En jy sal kan terugkyk en dit net aanskou. Die wedloop sal voltooi wees. En dan sal daar net een stem wees wat regtig saak maak, die stem van die Here. Mag dit wees dat hy vir jou sê, mooi so, goeie en getrouheid diensknegt. Nie omdat jy altyd sterk was nie, nie omdat jy altyd suksesvol was nie, omdat ons aan hom bly vashou het. God roep ons nie in die eerste plek om suksesvol te wees nie, maar om getrou te wees.
Want getrouheid openbaar die karakter van Jesus in ons lewe. En daarom ons vas aan die belofte van Hebreërs 10 vers 23. Luister wat sê hier, Hebreërs 10 vers 23. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely. Want God is getrou, hy doen wat hy beloof het. Ek lees dit weer vir u. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely. Want God is getrou, hy doen wat hy beloof het. Want ons hele lewe is uiteindelik net een antwoord op die wonder van God se getrouheid. As ek kyk na die tafel van die Here gebore, dan sê ons hy was getrou tot die dood toe. Daarom is ons hier. Sy liefde het ons gered. Mag ons liefde getrouheid bewerkstellig, dat ons sien ons getrouheid is liefde wat volgehou het. Kom ons buig ons hoofde. Here, ons dankie vir u getrouheid tot die dood toe. U getrou in die begin, u was getrou tot die einde toe. U was getrou toe u gediens gedoen het aan die nasie en baie wonderwerke verrig het. U was getrou in Getsemane om aan die wil van die Vader te voldoen. U was getrou toe die kruis voor u gestaan het. U was getrou toe u gesê het, dis my liggaam wat vir julle gebreek word. Neem daarvan tot my gedagtenis. Dis my bloed wat vir julle gestort word. Dis die Nuwe Testament in my bloed. Neem daarvan tot my gedagtenis. U was getrou en u herinner ons vanmôre aan daardie getrouheid van Golgotha. Sodat wanneer ons nou ons hand uitsteek na die tafel van die Here, ons onderneem en herbevestig, Here, ek wil getrou wees aan U. Totdat U my kom haal en ek voor die troon staan en hierdie lewe net aanskoulik is soveel jaar was. En dan wag vir die woorde wat sê, mooi so, goeie en getrouwe diensknegt. Here, help ons om getrou te wees tot aan die einde. Amen. Ek vra dat ons bidden bly